Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreak. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swaan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in die veld van Suid-Afrikaanse belasting. En ek doen dit in Afrikaans. Ek probeer ook om elke episode net lank genoeg te hou dat jy daarna kan luister terwyl jy 'n vinnige koffiebreek vat. Ons vraag vir vandag is 'n vraag wat baie keer kom van mense wat reeds vanuit Suid-Afrika geëmigreer het of beplan om te emigreer en dan so nou en dan ook van mense wat glad nie beplan om te emigreer. So die vraag is, ek wil graag finansiëel emigreer. Nou heelwat praktisyns en kliënte glo dat hierdie konsep 'n belastingkonsep is, maar dit is nie. So as ons gaan kyk na die belastingwetgewing, daar's geen hierdie konsep van finansiële immigrasie word nie na verwys in die wetgewing of selfs in die term word nie omskryf in die wetgewing. So my ervaring is wat hierdie kliënte eintlik wil hê in baie gevalle is om aan SARS te verklaar dat hulle nie meer Suid-Afrikaanse belastinginwoners is. Nou, prakties is hierdie persone baie keer daaroor bekommerd dat hulle as Suid-Afrikaanse inwoners nog steeds op hulle wêreldwye inkomste belas gaan word, veral dan nou inkomste wat jy as besoldiging in die buiteland vir diens in die buiteland gelewer verdien, en ek dink dis 'n geldige bekommernis. So as jou e-filing profiel wys dat jy 'n Suid-Afrikaanse inwoner is, dan sal dit net reg wees dat SARS ook jou belastinge administreer en afdwing asof jy 'n Suid-Afrikaanse inwoner is. So as mens dan gaan kyk na die verklaring wat jy aan, of wat 'n belastingpligtige aan SARS maak, dan is dit regtig eintlik maar 'n administratiewe verklaring. So wanneer presies 'n persoon ophou om 'n inwoner te wees, is 'n feitevraag en dit hang af van die definisie van inwoner. So ek het 'n ander episode wat spesifiek hieroor handel as jy meer daaroor wil leer. So terug na die versoek toe. Hoe stel 'n mens dan nou vir SARS in kennis dat iemand nie meer 'n inwoner is? So op jou e-filing profiel is daar 'n afdeling vir registered details, die RAV afdeling van hierdie e-filing profiel, en wanneer jy dan nou daar ingaan, is daar 'n plek waar jy jou inwonerskapstatus kan verander van inwoner na nie inwoner. En wanneer mens dit dan nou doen, is dit gewoonlik gee dit aanleiding tot 'n versoek van SARS vir 'n verklaring wat verklaar op watter basis jy nie meer 'n inwoner is, wat vra vir 'n motivering oor hoekom is jy nie meer 'n inwoner nie, en wat dan nou ook vra vir sekere ondersteunende dokumente. Die ander punt wat baie nou hiermee saamgaan is die datum waarop hierdie verklaring gedoen word. Nou, daar's geen riglyn in die wetgewing of op SARS se website oor wanneer jy die verklaring van jou verandering in status moet doen, maar dis tipies iets wat 'n mens sal kan doen wanneer jy nou reeds opgehou het om 'n inwoner te wees. Wat belangrik is hierdie, en mens sal dit ook sien as jy die status op e-filing gaan verander, is dat die datum waarop jy die status verander, is nie die datum waarop jy ophou om 'n inwoner te wees nie. Die vorms vra spesifiek vir jou, jy moet verklaar van watter datum af is die persoon nie meer 'n inwoner nie, en dis die korrekte benadering. Soos ek reeds genoem het, dit hang af van jou feite en die definisie van 'n inwoner. So wanneer jy deur die administratiewe proses gaan om dit te verklaar, gaan nie bepaal wanneer hou jy op om 'n inwoner te wees. Terug na die punt rondom hoe vinnig nadat jy opgehou het om 'n inwoner te wees, moet mens dit verklaar. Ek dink tog daar is 'n verpligting op 'n belastingpligtige om sy of haar belastingopgawes so akkuraat moontlik in te dien, en jy kan dit net doen as jou status rondom inwonerskap op e-filing reg is. So my mening is dat wanneer jy opgehou het om 'n inwoner te wees, moet mens dit so gou as moontlik doen om aan jou verpligting te kan voldoen om akkurate opgawes te voltooi en in te dien. En wanneer 'n mens dan nou hierdie verklaring gedoen het, is daar ook sekere belastinggevolge wat hier uitvolg. Byvoorbeeld
daar's 'n geagte beskikking oor sekere bates en dit het 'n belastingeffek. Daar's ook 'n aparte episode oor wat presies is hierdie belastinggevolge daarvan om op te hou om 'n inwoner te wees. Die ander gevolg wat daar dan nou ook sal wees wanneer jy die verandering aan SARS verklaar het, is dat sekere van jou vorige belastingopgawes is heel moontlik dan nou nie meer akkuraat ingedien. En dan moet 'n mens sover dit moontlik is teruggaan en probeer kyk of jy daai opgawes kan gaan regstel. Dit mag dalk wees dat daar byvoorbeeld bedrae daar as belasbaar wys wat, as mens nou weet dat jou status 'n nie-inwoner was, nie belasbaar hoef te gewees het nie. So terug na die konsep van finansiële immigrasie om dan af te sluit. Soos ek reeds genoem het, dit is nie 'n term wat in die belastingwetgewing self na verwys word. En ek dink dis 'n term wat oorspronklik daarvandaan kom dat daar 'n proses was om aan die Reservebank te verklaar wanneer jy immigreer. En wanneer jy dan nou hierdie verklaring aan die Reservebank gedoen het, was dit een van die faktore wat as jy nou die hele pakkie van feite gaan kyk het, wat kon ondersteun dat jy nie meer 'n belastinginwoner is nie. Nou, daar's nog steeds heelwat konsultante en adviseurs wat kliënte bystaan met finansiële immigrasie. So dis hoe hulle die diens wat hulle lewer beskryf. En my ervaring is dat dit is enige iets van om kliënte te help om goedkeuring vir buitelandse beleggings te kry, tot met die beleggings self om te adviseer op watter beleggings om te maak. Heelwat van hierdie dienslewerings sluit dan in dat die diensverskaffer die kliënte help om fondse uit Suid-Afrika te neem en die nodige Reservebank goedkeuring daarvoor te kry, ook vir aftreefondse. En dis iets wat 'n mens nou eers kan uitvat uit die land wanneer jy vir meer as 3 jaar nie meer 'n belastinginwoner is. En dan ook in sommige gevalle om aansoek te doen vir byvoorbeeld 'n tweede paspoort wanneer jy beleggings in 'n ander land gaan maak. So om af te sluit, ek dink dit is redelik krities om seker te maak, as jy die versoek rig aan iemand om finansiëel te immigreer, of oorweeg dat iemand jou bystaan om finansiëel te immigreer, is dit redelik krities om te verstaan presies wat is jou verwagting. Is dit slegs belasting om jou inwonerskapstatus aan SARS reg te stel of SARS in kennis te stel, of is daar iets anders wat jy ook uit hierdie proses wil hê? En ek dink dan is dit nodig om presies te bepaal wat is hierdie iets anders wat die diensverskaffer aan jou sal lewer. Dis dit vir vandag se episode. Baie dankie dat jy geluister het, en as jy van hierdie potgooi gehou het, gaan sluit asseblief op jou potgooi platform aan en vertel al jou kollegas en vriende van die potgooi. As jy enige vrae het wat jy graag wil hê ek in 'n toekomstige episode moet bespreek, my e-posadres is onder in die notas tot die episode, dan is jy welkom om vir my 'n e-pos te stuur. En soos altyd, niks in hierdie episode is bedoel om belastingadvies te wees of 'n plaasvervanging vir feitspesifieke belastingadvies. Tot volgende keer. Totsiens.